Maar ons is ook maar geneig om te maak soos Eva. Wanneer ons beplan om iets verkeerd te doen, dan wil ons graag ons ander maatjies oortuig om dit ook saam met ons te doen, sodat ons nie alleen so skuldig hoef te voel as ons dit op ons eie doen nie. Nie waar nie. Nou die rede hoekom jy skuldig voel, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, of wanneer jy beplan om iets verkeerds te doen, is omdat die Heilige Gees jou daarteen waarsku. As jy daardie waarskuwing aanhoudend ignoreer, gaan jy dit later nie eens meer hoor nie. Byvoorbeeld, hoe meer jy jok, hoe makliker gaan dit 'n volgende keer wees om te jok, omdat dit jou nie soveel soos voorheen sal pla nie. Hoe meer jy vloek, of skinder, of steel, hoe makliker gaan jy dit 'n volgende keer doen, en hoe minder gaan dit jou later pla. Met ander woorde, hoe langer jy aanhou om die verkeerde ding te doen, hoe minder gaan dit jou later pla. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Die Bybel beskryf dit as die onvergeeflike sonde. Hoekom? Omdat God jou nie kan vergewe as jy nie meer na die stem van die Heilige Gees, wat jou van jou skuld oortuig, luister, jou sonde bely en self vir God vra om jou te vergewe nie. Ons moet altyd sensitief bly vir die sonde en nooit ooit gemaklik raak daarmee nie. Dit moet ons altyd pla, want die prys wat Jesus vir ons sondes betaal het, is verskriklik hoog. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Adam en Eva het onmiddellik besef dat hulle iets verkeerds gedoen het. Hulle het nou kennis van sonde en boosheid verkry, omdat hulle ongehoorsaam aan God was. Weet jy wat 'n onkoloog is? Dit is 'n dokter wat in die behandeling van kanker spesialiseer. Dit is nie noodwendig dat hy self kanker het nie, maar hy het die kennis van kanker en hoe om dit te behandel. God het kennis van boosheid op dieselfde manier as wat 'n onkoloog kennis het van kanker en hoe om dit te behandel. God het geen persoonlike ervaring van boosheid nie, omdat hy geen boosheid in hom het nie. Hy het die kennis daarvan, omdat hy alles weet. Nadat Adam en Eva gesondig het, het hulle deur hartseer persoonlike ervaring kennis van boosheid verkry, op dieselfde manier as wat 'n kankerpasiënt weet van kanker, ook deur hartseer persoonlike ervaring. Boosheid het nou 'n deel van hulle lewens geword. Dit het hulle verander en hulle verhouding met God beskadig. Die karakter van onskuld en geregtigheid wat hulle eens gehad het, is beskadig en hulle het besef dat hulle naak was.